Die boek hier nog, Waarheid of Leuns, deel 30. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Die Twee Sleutels tot die boek van Openbaring. 460 bladsye A4, 25 jaar van my lewe net in navorsing om my boek na te vors, en dan het ek omtrent 3 jaar gevat om te skryf. So daar's 'n massiewe stuk van my lewe in daardie boek. Sou jy belangstel, dit gaan als oor die eindtyd en dit wat besig is om te gebeur. Met ander woorde, is heeltemal relevant vir die tyd waarin ons lewe. Jy mag dit nie mis nie. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124 soos hierbo, of gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Ek wil net sê, gaan na deel 1 en begin voor, want die 3 is 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u op YouTube sal inteken, Engels sê subscribe, sodat u al die verskillende kennisgewings kan kry van die boodskappe waarmee ons tans besig is. Halleluja. Dit is lewensveranderend. Skryfblok en pen, uiters belangrik, as ook 'n 33 vir 53 Bybel. Ek vertrou dat die studie vandag vir u weer 'n groot seën gaan wees, en ons gaan verder waar ons verlede week gestop het. En hulle het vir haar 'n graftombe gebou. En Noag het gegaan en en Melchisedek, en hulle het haar openlik met eer begrawe. Nou moet jy kyk wat sê hy. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. Melchisedek begin eers 'n rol speel in die lewe van Abraham. Maar hier het Noag het gegaan en 'n graf gaan grou. Luister, hulle het vir haar 'n graftombe, dis 'n grafkelder gebou, en Noag het gegaan en en Melchisedek hulle het haar openlik met eer begrawe. Melchisedek was nie eens naby gewees nie. Noag het aan sy broer gesê, hou die kind in die geheim, dis nou hierdie kind, né? Hou die kind in die geheim tot die aangewese tyd, want die mense boosheid het oral op die aarde vermeerder, en as hulle hom sien, sal hulle 'n manier vind om hom dood te maak. En Noag het huis toe gegaan, en kyk, in die dae van het al die soorte ongeregtigheid tot 'n groot mare oral op die aarde vermeerder. En was baie ontstel en nog meer oor die kind, en hy het gesê, wat kan ek vir hom doen? Het sy hande na die hemel uitgestrek en God aangeroep en gesê, helaas, ewige God, alle soort ongeregtigheid het grootliks op die aarde in my dae vermeerder. Ek kan aanvoel dat ons einde naby is. Wat kan ek vir hom doen, sodat hy nie betrokke sal wees by ons in hierdie vernietiging nie? God het toe vir gehoor en aan hom 'n visioen in die nag verskyn en hom gesê, aanskou die verdorwenheid van die aarde is oral, ek sal dit nie langer verduur of uithou nie. Snaaks. Die woord sê dat die aarde was uitgewis deur die reëse, of as gevolg van die reëse wat oor die aarde gewoon het, van Genesis 6 af. Met ander woorde, die verbastering van Noag se bloedlyn en die Genesis 1 vers 26-29 bloedlyn. Nie engele nie, daar was geen engele naby nie, want engele het nie geslagsdele dat hulle kinders kan verwek nie. So dit is, die Bybel sê dat die boosheid van hierdie Genesis 6 mense, die reëse, was nie Nephilims nie, dit was 'n reëse, het die aarde verdorwe. Nou, kyk, ek gaan oor hierdie goed uitwy. Die oomblik as hierdie boek klaar is, ons is baie ver van dit af nie. Miskien nog 2 weke of so, dan behoort ons klaar te maak met die boek hier nog. En dan kom die groot skok. Onthou net, as ons met hierdie boek klaar is, die boek hier nog, dis waar die eindelike skokke gaan kom, wanneer ek met hier oor die goed gaan begin deel.
Hy sê, kyk, ek gaan baie gou groot vernietiging oor die aarde bring. Dit is Jahwe, God. Maar ek het geen bekommernis oor die kind nie, want na 'n klein rukkie sal ek my aartsengel Gabriël stuur en hy sal die kind neem en hom in die paradys van Eden plaas. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Hy sal nie vergaan saam met al die wat op die punt staan om te vergaan nie, want ek het hom as 'n teken gestuur. Nou, hoe kan hy 'n teken wees as hy weggesteek is al die tyd? En hy sal vir my 'n priester van priesters vir ewig wees, Melchisedek. En ek sal hom eenkant sit. Nou, kyk nou wat doen hy hierso. Die boek Henog laat dit nou lyk asof hierdie kind Melchisedek was. Iemand het een keer gesê, wanneer jy sulke goed sien, dan, ek gaan eerder nie die vergelyking maak, ek gaan eerder nie. Terwille van die gesindheid, kom ons gaan dit los, en dan wanneer ek die verduideliking gaan doen, dit gaan 'n hele paar weke vat, om dit uitmekaar uit te maak, dan sal jy verstaan wat se snert hier geskryf is. En hy sal vir my priester van priesters vir ewig wees, Melchisedek. En ek sal hom eenkant sit, en hy sal 'n groot volk maak wat my sal, en ek sal van hom 'n groot volk maak wat my sal eer. Melchisedek ooit 'n groot volk geword wat Jahwe geëer het? Nee, maar Jahwe het. Jahwe se bediening bestaan vandag nog. Sy nakomelinge, Jahwe se nakomelinge, is meer as die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Want Vader Jahwe het dit aan Abraham beloof. Hy het nie vir Abraham gesê, die Israeliete, wat uit hom voorkom gaan soveel so die sterre aan die hemel en die sand van die see, ontelbaar wees. Nee, hy het gesê, uit jou saad, een saad. Uit jou saad. Dit verwys na die saad van Jahwe, wat sou voorkom eeue later. Ek wil net dit weer sê, Nuret as hy slaap, hy sê so, hy sal nie vergaan saam met al die wat op die punt staan om te vergaan nie, want ek het hom as 'n teken gestuur, en hy sal vir my 'n priester van priesters vir ewig wees. So met ander woorde, Melchisedek was ook in die ark gewees. Hy het dan nie vergaan nie. En hy sou die priester word van die grootste priesters van almal. Of hy het geleer swem, een van die twee. En hy sal nie vergaan saam met al die wat op die punt staan om te vergaan nie. Want ek het hom as 'n teken gestuur, hy sal vir my 'n priester vir ewig wees, Melchisedek. En hy sê Melchisedek. En ek sal hom eenkant sit, ek sal vir hom 'n groot volk maak, en hy sal my eer. Nuret uit sy slaap opgestaan, en God het aan hom verskyn, en gesê, geseënd is u, God van ons vaders, wat nie oneer oor sy priesterskap laat val het nie, of oor die priesterskap van my vaders nie. Want die woord het 'n hoëpriester in die baarmoeder van my vrou Sofominja geskep. So die Ruach, die Heilige Gees, het sy vrou swanger gemaak. Nee, voor Jahwe. Nee, daar is net een verlosser, Jahwe. Wat nie gebore is uit die saad van 'n man nie. Want ek het geen kinders gehad, en hierdie kind sal in die plek van my eienkinders wees, en my seun word. En u sal hom by u diensknegte tel met Sonfi, en Onig, en Rus, en Miljam, en Surach, en Ashrushan, Neil, en Henog, en Matiselach, en u diensknegt Ner, en Melchisedek sal die hoëpriester wees in 'n ander geslag. Ai. Want ek weet dat hierdie geslag sal eindig in verwarring. Want ek weet dat hierdie geslag sal eindig in verwarring, en almal sal vergaan. En Noag my broer sal bewaar bly vir 'n ander geslag, om die vader daarvan te wees. God het Ner gehoor aan hom 'n visioen in die nag verskyn en hom sê, aanskou Ner, die verdorwenheid van die aarde is oorsul. Ek sal dit nie langer verduur of uithou nie.
Kyk, ek gaan baie gou 'n groot vernietiging oor die aarde bring, maar ek het geen bekommernis oor die kind nie. Want na 'n klein rukkie sal ek my aartsengel Gabriël stuur, en hy sal die kind neem en hom in die paradys van Eden plaas. En dan later, eeue later, wanneer Abraham op die aarde stap, dan gaan hy hom uithaal. How comfortable, né? Hy sal nie vergaan saam met al die wat op die punt staan om te vergaan nie, want ek het hom as 'n teken gestuur. Nou as hy hom as 'n teken gestuur het, het hy niks beteken nie, want hulle het hom weggesteek, die volk het dan nie eens geweet van hom, hulle was bang, die volk sou hom doodmaak. Hy sal vir my 'n priester van priesters vir ewig wees, Melchisedek. Ek sal hom eenkant sit, ek sal hom 'n groot volk maak en my sal eer. Nou is hy sal opgestaan en wat God verskyn en gesê, geseënd is die God van ons vaders, wat nie oneer nie. In die baarmoeder vir my vrou geskep het nie, want ek het geen kinders gehad nie, hier kind sal my plek my eie seun word. Ek sal by 'n diensknegte tel, sê hy, want ek weet dat hierdie geslag sal eindig in verwarring, almal sal vergaan, my broer Noag sal bewaar verbly, want uit hom sal 'n ander geslag kom. En u familie sal 'n talryke volk voortspruit, en Melchisedek sal die hoofpriester onder die volk wees, wat die onderdane sal wees, o God, en u sal dien. Die aarde was op die punt om te vergaan, en hierso praat hy al klaar van 'n ander volk. En toe die kind vir 40 dae in Ur se huis was, 40 dae, is dit nie ironies nie, het God aan die aartsengel Gabriël gesê, gaan af na die aarde, na Ur. Die priester en neem die kind Melchisedek by hom is, en sit hom in die tuin van Eden om hom veilig te bewaar. Sit hom in die tuin van Eden. Want die tyd is baie naby dat ek al die bewoners oor die aarde sal loslaat, en alles wat op die aarde is sal vergaan, en ek sal hom 'n plek van eer in die volgende geslag gee, en Melchisedek sal die hoofpriester van hierdie geslag wees. Waar? En Gabriël het gou klaar gemaak en in die nag afgevlieg. So hy het afgevlieg. Hier kom ons. En daardie nag was Ur aan die slaap op sy bed, en Gabriël het aan hom verskyn en gesê, so sê God aan Ur, laat die kind wat ek aan jou toevertrou het, na my toe kom. Ur het nie herken wie dit was en met hom gepraat het nie, en hy was baie ontstel, hy het aan homself gesê, kan dit wees dat die volk weet van die kind om hom weg te vat en dood te maak? Hy sê, want die volk se gedagtes en voornemens was bo in die oë van God. En hy het Gabriël geantwoord sê, ek het geen kind nie, en ek weet nie wie dit is wat met my praat nie. Hy sê, en Gabriël het hom geantwoord, moenie bevrees wees nie, Ur. Ek is die aartsengel Gabriël. God het my gestuur en kyk, ek gaan jou kind vandag neem en ek sal gaan en hom in die paradys van Eden sit. In die paradys van Eden. Nee. Sê vir my, waar is die paradys van Eden? Waar was die tuin van Eden? In Genesis 2. Dit was op die aarde. Maar daar was nie 'n paradys van Eden op die aarde nie. Die Bybel sê net, dis die tuin van Eden. Jy sien, dis hierdie rubbish wat veroorsaak het dat die 3 susters kerke in die kinderbybels en goed, die prentjies geteken van die slang wat in die boom hang en vir die vrou wat kaal is 'n appeltjie hou, dat haar oë kan oopgaan. En toe noem hulle dit die paradys. Eva was in die paradys en Adam was in die paradys. Hulle was nie in die paradys nie. Want die paradys was nog nooit op die aarde nie. Jy sien, dit kom van die kommuniste af. Die paradys, die Utopia, die aardse Utopia, die aardse paradys. Op die aarde was dit die tuin van Eden. Gaan kyk Genesis 2. Hy praat nie een keer in die boek Genesis van die paradys nie. Nie een keer nie. Praat van die tuin van Eden. En dan die 3 kere wat hy in die boek Openbaring na die paradys verwys of van die paradys praat.
gebruik hy nie een keer weer daar die tuin van Eden nie. Want die tuin van Eden was 'n aardse tuin gewees. Nie die aardse paradys die tuin nie. En hom in die paradys van die Eden gesit. Ja, bestaan nie so ding, so 'n paradys van Eden nie. Daar het nog nooit nie, maar die boek Henog het dit so geskryf. En dis waar die verwarring vandaan kom by die mense, tussen die paradys en die tuin van Eden. Baie maklik. Op die aarde was daar nog nooit 'n paradys nie. Want die aarde is die plek waar die Satan met sy demoniese gevalle engele neergewerp is. Dis nie 'n paradys nie. Nadat Adam en Eva tot 'n val gekom het. Tweedens was die paradys, was die tuin van Eden nooit die paradys nie. En die 3 keer wat die paradys genoem word in die boek Openbaring, word verwys nie na die tuin van Eden nie. Maar sê ek die laaste weer, die kommuniste het die gedagte van 'n Utopia, 'n aardse paradys geskep. Daar is nie so nie. Hier kan geen Utopia wees nie. Hier op die aarde waar 3-4 mans 'n baba dogtertjie van 2 jaar ryp en haar oopskeer, dan noem hulle dit 'n paradys. 'n paradys, die tuin van Eden. Dankie, ek stel nie belang daarin nie. Wil daaraan geen deel hê nie. Ons eindbestemming is nie hier nie, is in die hemele. Halleluja. Paradys is daar. Ja, Joshua sê vir die ou aan die kruis, hang 2 sondaars. Die een sê as die Elohim is, haal ons almal van die kruis af. Die ander een sê, ja, Joshua dink aan my. Ja, Joshua sweer, hy sê voorwaar ek sê vir jou, vandag hiernis jy saam met my in die paradys wees. Nie in Syrië of iewers waar die paradys is nie. Hulle sê mos in Syrië is die paradys. In die verre ooste. Dis ja, hy was daar gewees. Die tuin van Eden, nie die paradys nie. En dan vat Joshua hierdie man wat hom aangeneem het aan die kruis, sweer, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, nie in die tuin van Eden nie. Ek moet weer daai punt 31 lees, en Gabriel het hom geantwoord, moenie bevrees wees nie, nir, ek is die aartsengel Gabriel, God het my gestuur en kyk, ek gaan jou kind vandag neem, en ek sal gaan en hom in die paradys van Eden sit. Foutief, groot foutief. En Nir het sy eerste droom onthou, en hy het geglo, en Gabriel geantwoord, geseënd is die God wat jou vandag na my gestuur het. Nou seën u diensknegt Nir, en neem die kind en doen met hom alles wat aan u gesê is. Nou luister nou na die, klink amper my soos die Harry Potter show hierdie. En Gabriel die kind Melchisedek daardie nag op sy vlerke geneem, en hom in die paradys van Eden geplaas. Waar, op die aarde of in die hemel? Ek vra. En Gabriel die kind Melchisedek daardie nag op sy vlerke geneem. Harry Potter show, né? En hom in die paradys van Eden geplaas. En toe Nir in die oggend wakker word en in die huis ingaan, het hy die kind nie gevind nie. Dit was vir Nir 'n teken van beide groot blydskap en groot droefheid, want die kind het vir hom geword soos 'n eie seun. Shame. Een fragment uit die boek van Henog. Na 'n aantal dae het my seun Mathiselag 'n vrou geneem en sy seun Lamech, Lukas 3:36-38, en sy het by hom swanger geraak en 'n seun gebaar. Sy liggaam was wit soos sneeu en rooi soos 'n roos wat blom. En die hare van sy hoof en sy lang lokke was wit soos wol. En sy oë was pragtig. En toe het sy oë oopgegaan. Hy het die hele huis verlig soos die son, en dit was baie helder in die huis. Kan jy dit glo? Kan jy die storie glo?
Lamech se vrou het nou 'n seentjie gebaar. Sy liggaam was wit soos die sneeu. Dis waar die dinges vandaan kom. Die Israeliese ouens. Hulle sê dis waar hulle voorvaders vandaan kom. En sy liggaam was wit soos sneeu en rooi soos 'n roos wat blom. En die hare van sy hoof was lang lokke wat wit soos wol. 'n Kind word gebore met lang lokke. Wit, en sy oë was pragtig. En toe hy sy oë oopmaak, eers sy oë was pragtig. Kyk nou hoe weer spreek hy. En toe hy sy oë oopmaak, het die hele huis verlig geword soos die son. Kan dit gebeur met 'n kind, 'n babietjie wat nog 'n vlies oor die oë het? En dit was baie helder in die huis. Eskom het seker die krag aangesit. Hy het opgestaan in die hande van die voetvrou. Hy het opgestaan in die hande van die voetvrou en het sy mond oopgemaak en met die God van geregtigheid spreek. 'n Babietjie. Hier's nou die tweede ene. Die eerste een was Melchisedek toe hy nou. Hy het opgestaan in die hande van die voetvrou en het sy mond oopgemaak en met God van geregtigheid gespreek. Sy vader Lamech was bang vir hom en het op die vlug geslaan en Lamech het by sy vader Metusela gekom. En by hom aan hom gesê, ek het 'n vreemde seun verwek. Hy is verskillend van ons en nie soos 'n mens nie. Hy lyk soos die seuns van God van die hemele. En sy aard is anders. Hy is nie soos ons nie en sy oë is soos die strale van die son en sy gesig is verheerlik. Dit lyk nie vir my of hy uit my voorgespruit het nie, maar uit die engele. En ek vrees dat daar in sy dae 'n wonderwerk op die aarde voltrek sal word. En nou my vader, ek is hier om u te versoek en u te smeek om na Henog te gaan, ons vader, en by hom die waarheid te leer, want sy woonplek is tussen die engele. Toe Metusela die woorde van sy seun hoor, het hy na my, dis Henog toe gekom, aan die eindes van die aarde, want hy het gehoor dat ek daar was. Kan jy dit glo? Die ouens op die aarde, Metusela, en dan is hy in die hemel, dan soek hy vir want onthou Henog is nou al dood, né? Lankal. En nou gaan soek hy hom. Nou sê hy, toe Metusela die woorde van sy seun hoor, het hy na my Henog toe gekom en aan die einde van die aarde, want hy het gehoor dat ek daar was, en het hardop uitgeroep, ek het sy stem gehoor en het na hom toe gegaan, en ek het aan hom gesê, kyk, hier is ek my seun, waaroor het jy na my toe gekom? So hoe het Metusela nou in die hemel gekom? In die paradys, in die derde hemel. En hy het geantwoord en gesê, oor 'n saak van groot kommer, het ek hierheen gekom, en omstrede van ontsteltende gesig, het ek u genader. Ek hoor my nou, my vader, daar is 'n seun vir Lamech, my seun gebore. Sy gelyke is nie te vind nie, maar ek dacht dan, die vorige ouetjie was dan Melchisedek gewees. Nou is dit nie meer so nie. Sy gelyke is nie te vind nie, en sy geaardheid is soos 'n mens se geaardheid nie. En die kleur van sy liggaam is witter as sneeu en rooier as 'n roos in blom. Die kleur van sy hare is witter as die wol en sy oë soos die strale van die son. En toe hy sy oë gemaak het, was die hele huis verlig. En hy het opgestaan in die hande van die voetvrou en sy mond oopgemaak en aan God van die hemele geseën. Ek wonder wat 'n taal. Sy vader Lamech was verskrik, hy het na buite gevlug en wou nie glo dat hy die kind verwek het nie. Want hy het soos die engel van die hemel gelyk, en daarom het ek, so 'n engel van die hemel is wit, met lang hare, lokke, en oë wat straal. Terwyl die Bybel sê, 'n engel is net 'n diensknegt. Niks fancy nie. Hulle is daar ter wille van die mens. Boodskappers en vuurvlamme.
Sy vader Lamas was skrik, het na my gevlug en wou nie glo dat hy die kind verwek het nie, want hy soos 'n engel van die hemel gelyk. Daarom het ek na u gekom in die hemel, né? Sodat u my kan vertel wat die waarheid is. En ek Henog het hom geantwoord en hom gesê, God sal 'n nuwe ding op die aarde doen. Dit het ek reeds in 'n gesig gesien. Ek maak aan jou bekend dat in die geslag van my vader Jared het sommige van die engele van die hemel teen God se woord oortree. En kyk, hulle het sonde gedoen. Nou hier kom nou 'n ding. Dis nou waar die engele by die vrouens aangegaan het, hoor. Kom ons sê, ek maak aan jou bekend dat in die geslag van my vader Jared het sommige van die engele van die hemel teen God se woord oortree. En kyk, hulle het gesonde gedoen en die wet oortree. Die wet. En hulle het met vroue verenig en sonde met hulle gedoen. Hulle het met sommige van hulle getrou en kinders by hulle verwek. Nou het hulle ook wel gespeel, Here comes the bride, big, fat and white. Ek weet nie. Ek weet nie. Hoe trou 'n engel met 'n vrou? Die Bybel sê dat die seuns van Adam het vir hulle gevat. Hulle nie getrou nie, hulle gevat wie hulle as vroue gehad het. Nou die engele getrou. Hulle ringe vir mekaar gegee en 'n eed afgelê. Terwyl 'n engel nie eers 'n geslagsdeel het. Want in die hemel verwek die engele nie hulle self, hulle soort nie. As ek dink aan 'n skrif, Hebreërs 1 vers 12, vers 14. Hy sê engele is gesproke wesens, Vader spreek hulle. Hulle is tot diens. Hulle is boodskappers in flikkerende vlamme van vuur. Hulle plant nie hulle self voor nie. Daar's nie mannetjies engele in die hemel en wyfietjies engele en nou het hulle gemeenskap en daar's 'n klein babietjies engel nie. En hulle het 'n crash van engeltjies en goed. Ag, asseblief. Ai, ek wil nie sê jy moet 'n knippie sout vat saam met die boek nie. Jy kort 'n sak sout, grove sout. En kyk, hulle het sonde gedoen en die wet oortree. Wat 'n wet? En hulle het met vroue verenig en sonde met hulle gedoen. Ja, hulle het gemeenskap gehad. Dis wat hulle probeer sê. Die hele boek Henog het dit gesê. En dis wat die Israelvisie ouens glo. En dis hoekom ek die reeks gedoen het, die leen van die Israelvisie teologie. Dink ek het 22 gedeeltes gedoen van 'n uur. En tog vandag toe nie een Israelvisie ou die guts gehad om my te bel en my te sê waar ek verkeerd was nie. En weet jy hoekom? Ek het al hulle voorvaders se boeke goed gaan uithaal. Die inligting gaan uithaal en aangehaal uit die monde van hulle eie voorvaders. En hulle wat dan net glo dat die Israelvisie is 'n blanke volk, ook in die suidpunt van Afrika. En dat hulle voortspruit uit die volk van Israel. En Moses, een van hulle grootste voorvaders was. Moses, hy het 'n swart vrou gehad. En ek het dit vir hulle gewys. Sipora was 'n swart vrou, die Egiptiese vrou. En sy en Moses het 'n kind gehad, wat Sipora besny het met 'n skerp klip. En toe noem sy die kind my bloedbruidegom. En dan praat ek nie eens van een van die grootste godsvaders, as ek dit so mag praat, van die Ou Testament, wat die Israelvisie ouens glo. Salomo, koning Salomo, die slimste ou in die wêreld. Hy het homself 'n swart vrou gehad. Cleopatra van Egipte was pikswart gewees, man. En hy het kind by haar gehad. Ja. Jy sien, dis hoekom die ouens nie meer wil praat nie. Want al wat ek daar doen, ek wil vir jy sê, as jy nou 'n skok wil hê, gaan lees, gaan doen net die reeks, wat hy lê daar, op die webtuiste. Die leen van die Israelvisie teologie. Maar vat sommer 'n boks, seatbelt saam, want jy gaan net jou stoel uitval. Nou sê hy, en kyk, hulle het sonde gedoen en die wet oortree, en hulle het met vroue verenig en sonde met hulle gedoen, hulle het met die sommige van hulle getrou en kinders by hulle verwek. Luister nou, hulle het op die aarde reëse voorgebring. Ai. Ek dacht aan die reëse
in Genesis 6 vers 1 tot 6 is as gevolg van Kain se bloedlyn. Want Kain se bloedlyn was nie Adam se bloedlyn nie. Kain se pa was die serpent, die slang. Hy was regop wese. Hy het 'n geslagsdeel gehad. Hy het met Eva gemeenskap gehad. Hy het die saad in Eva gelos. En dan het Eva met Adam gaan gemeenskap hê. En hy los sy saad. En dan word 'n tweeling gebore, Kain en Abel. Hy sê en Kain is gebore en daarna Abel. Direk daarna. En sy sê vir Adam, hierdie man het ek van, die Bybel sê, hierdie man het ek van Jaffa verkry. Is nie man nie, is manskind. Hoekom? Want Kain het jou waarskynlik anders te gelyk as wat Adam en Eva gelyk het. En dan word Abel gebore. Hoekom het Kain vir Abel doodgemaak? Want die saad van die duisternis het die saad van die lig probeer vernietig. En wanneer Jaffa dan Kain stuur na die land Not in die ooste om 'n vrou te gaan vat, wat hy waar kry? Uit die Genesis 1 vers 26, 29. Genesis 1, 26, 29. Die mense wat nie 'n ewig lewende siel gehad het nie. Hulle was net gespreek gewees. Daar was nie in hulle geblaas nie. Dit was net in Adam geblaas. So wanneer Jaffa dan vir Kain na die land Not in die ooste stuur, dan vat hy een van daai vrouens van Genesis 1 en Kain se bloedlyn saam met die Genesis 1 bloedlyn bring die reuse voor. Daar was nooit 'n engel wat gemeenskap met 'n mens gehad nie. Nooit. Kry my boek, Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. En dan bestel jy sommer 'n seatbelt of 2 saam met daai boek. Ek verkoop natuurlik nie seatbelts nie, maar jy kan dit by Abdul kry. Hulle het van hulle. Maar kry dit sodat jy nie uit die stoel uitval nie. En vind uit hoe die kerke vir ons gelieg het al die jare. Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis 'n A5 boek. Hy's so dik, 500 plus bladsye, so swart boek. En kry die skop van jou lewe. Nou ja, die tyd is ons gevang. Ek gaan net hierso stop en dan gaan ons volgende week voort met dit as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Hier is waar dit baie interessant raak en ons is besig om na die einde van hierdie boek te beweeg en dan gaan ons van daar af verder kyk hoe weer lê ek hierdie boek stuk vir stuk met die woord. Tot volgende keer as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.